Jean-Baptiste Lamarck was 'n natuurkundige. Hy het voorgestel dat spesies oor tyd verander. Hy is een van die eerste gedokumenteerde persone wat oor evolusie teorieë goed gehad het. Sy teorie noem ons Lamarckisme. Hy het geglo dat organismes verander in reaksie op 'n omgewing en dat strukture wat baie gebruik word beter ontwikkel, die strukture wat nie gebruik word nie gaan agteruit gaan en die nuwe eienskappe word dan aan die nageslag oorgedra. Dus ons leer van twee wette van Lamarck. Die eerste een is die wet van gebruik en ongebruik. Lamarck het voorgestel dat 'n struktuur wat gereeld gebruik word, gaan groter en sterker ontwikkel. 'n Struktuur wat nie gebruik word nie, gaan kleiner word of verdwyn. Kyk nou byvoorbeeld die kameelperde hierso. So al die kameelperde het op 'n tyd almal kort nekke gehad want die bome was laag, soos jy daar kan sien. En nou soos wat die bome nou gegroei het en die blare, die laerblare opgevreet is en die hoër blare slegs beskikbaar was, het die kameelperde hulle nekke gerek. En soos hulle nou hulle nekke gebruik het daai nek nou langer geword. Tweede wet wat ons leer is die oorerwing van verworwe eienskappe. Lamarck het gestel dat die eienskappe wat tydens 'n organisme se leeftyd ontwikkel word, aan die nageslag oorgedra word. So daai kameelperd gaan nou sy nek rek, dan gaan hy nou kleintjies hê en sy kleintjies gaan dan ook nou langer nekke hê. Alright, so jy gaan moet Lamarckisme kan verduidelik en kan uitskryf in die hand van 'n voorbeeld. So in die eksamenriglyne gee hulle dit vir jou so: wat was die oorspronklike eienskap aan die begin? Dan gaan jy sê wat het die organisme gedoen? Hoekom het die organisme dit gedoen? Wat was die resultaat? Wat het met hierdie nuwe eienskap gebeur? En dan wat was die uiteindelike resultaat daarvan? Ek weet dit klink nou bietjie crazy, maar as ons gaan kyk na die voorbeeld van die kameelperde, so aan die begin alle kameelperde het oorspronklik kort nekke gehad. Kameelperde het hulle nekke gereeld gerek. Hulle het hulle nekke gerek om van die blare van die hoë bome te kan bereik. Hulle nekke het toe dan nou langer geword. Die langer nekke wat op hierdie manier gekry is toe dan die volgende slag oorgedra. En toe het al die kameelperde lang nekke gehad. So in Mei-Junie 2025, toe gee hulle daar vir jou 'n voorbeeld van die stekelbaars visse. So stekelbaars is klein vissies wat in die oseaan en varswatermere aangetref word. Die vissies wat in die oseaan is, het stekelrige vinne vir beskerming teen predatore. Die meeste stekelbaars het ongeveer 10.000 jaar gelede in die oseaan gelewe. Toe dan nou met die laaste ystyd geëindig het die smeltende ys nuwe mere laat ontstaan. En sommige van die bevolkings het toe in hierdie mere ingeswem. Die verbindings tussen die oseaan en die mere het toe nou opgedroog en toe is daar nou van die stekelbaars bevolkings vasgevang in hierdie mere nou al vir duisende jare. En toe nou met verloop van tyd het die stekelbaars bevolkings in die mere hulle stekelrige vinne verloor. So wat het gebeur? So die stekelbaars het in die see stekelrige vinne gehad. Toe hulle in die mere ingeswem het na die ystydperk geëindig het en die ys gesmelt het, toe het hulle in hierdie mere begin lewe en toe het hulle stekelrige vinne verloor. So nou vra hulle vir jou, hoe sou Lamarck die afwesigheid van hierdie stekelrige vinne op stekelbaars in die mere verduidelik het? En dan gaan jy nou jou rympie skryf. So wat gaan jy skryf? Alle stekelbaars het oorspronklik skerp vinne gehad. In die mere was daar dan nou minder of geen predatore nie, want hulle sê vir jou in die gevalle studie, daai stekelrige vinne is daar om hulle self te beskerm teen predatore. Hulle het die skerp vinne nie meer gebruik nie, die skerp punte het verdwyn, die verworwe kenmerk van afwesige skerp punte is toe aan die volgende generasie oorgedra. Uiteindelik het al die visse nie meer skerp punte gehad nie. In die Mei-Junie 2024 vraestel, toe sê hulle daar gee hulle hoeveel gevalle studie oor klipvlees. So hulle sê, insekte op eilande sonder bome sal waarskynlik nie vlerke hê nie, omdat dit gevaarlik is om in 'n area te vlieg waar daar sterk winde is. So geen bome, soek nie vlerke nie, die winde is gevaarlik. So 'n sekere eiland was eens op 'n tyd toe onder lang bome. Daar het met verloop van jare ontbossing in die sekere areas van hierdie eiland plaasgevind. Nou op hierdie eiland kan mense nou die insekte genaamd die klipvlee het natuurlike seleksie ondergaan. Sommige het vlerke en sommige is vlerkloos, afhangend van die area waarin hulle voorkom. Wat hier gebeur het is, daar was hoë bome, al die klipvlee het vlerke gehad. Toe die bome nou nie meer daar is nie, dus die winde nou baie sterk en is gevaarlik om te vlieg, so hulle het opgehou vlieg en hulle vlerke het dus verdwyn. Wat het gebeur? Alle klipvlee het vlerke as gevolg van die sterk winde, omdat dit gevaarlik is om te vlieg in die oop gebiede, het hulle opgehou om hulle vlerke te gebruik. Hulle het opgehou om te vlieg. Die vlerke het toe dan nou dus kleiner geword. Die verworwe kenmerk van vlerkloosheid is toe dan nou oorgedra aan die nageslag. En al die nageslag in die volgende generasie is dan nou ook vlerkloos. So jy gaan altyd begin deur om te sê, wat is die oorspronklike eienskap en wat het die organisme gedoen? Jy gaan sê, hoekom het die organisme dit gedoen? Wat het gebeur toe die organisme dit gedoen het? Wat het met hierdie nuwe eienskap gebeur? En wat is toe dan die resultaat daarvan? Hierdie rympie is redelik belangrik. Dit is 'n easy 5 punte soos jy daar kan sien. Daar het hulle vir jou 5 punte gegee in Mei-Junie 2025 5 punte en in Mei-Junie 2024 ook 5 punte. Die mense so Lamarck se teorie was verwerp. So ja, hoekom moet ons dit leer? Dit is nog steeds belangrik om te verstaan dat daar is goed wat hy gesê het wat waar is, maar hy het soort van hierdie hele denkproses aan die gang gesit vir mense. Maar hoekom was Lamarck verkeerd en hoekom is hy verwerp?
So verworwe eienskappe word nie oorgeerf nie. En hierdie verworwe eienskappe veroorsaak nie enige verandering aan die DNA van 'n organisme se gamete nie. Wil ek of jy nou vra, hoekom is Lamarck se teorie verwerp of hoekom is Lamarck verkeerd? Dan sê jy die verworwe eienskappe word nie oorgeerf nie. Die verworwe eienskappe veroorsaak nie enige verandering aan die DNA van 'n organisme se gamete nie. Dit is baie basies om te sê, weet nou hierdie oom wat 'n bodybuilder is en hy het lekker groot spiere en goed. Nou gaan hy 'n seentjie hê en daai seentjie as hy nou 14 of 15 is, gaan hy ook al groot spiere hê. Maar daai verworwe eienskap wat die bodybuilder deur sy lewe verkry het, is nou hierdie groot spiere deur om te oefen en goed. Sy seun sal heel waarskynlik ook kan gym en groot spiere kan kry, maar dit is nie te sê net omdat die pa groot spiere het, die kind gaan ook groot spiere hê nie. En dit is hoekom Lamarck verkeerd was. Okay, so volgende gaan ons kyk na Charles Darwin en Darwinisme.